Dames en here, welkom terug by Vra jou vraag. En voordat enigiemand enigiets sê, hier is my koppie. Ek drink nog getrou my koffie in elke episode. Hier is die vraag wat ek van julle af ontvang het vir hierdie episode. Is there a divide in the community on elections between left and right? Or are the vast majority of Oranians conservative? Lewer Temu in Orania af. Mag ek vra wat gebeur as artikel 235 en artikel 25 geskrap word? Wat word dan van Orania? I know the relationship between Oranians and the modern South African state is complicated, but will Oranians be watching and supporting Bafana Bafana in the World Cup this summer? Miskien moet julle 'n stuk skryf om al die jaloerse liegstories in die nek te slaan. Ongeveer hoeveel kinders is tans in die skool? En as hulle hul skoolloopbaan voltooi, trek hulle weg na die stede op soek na ander geleenthede of bly hulle in Orania en werk daar? Welkom by Vra jou vraag. Kom ons beantwoord al hierdie vrae. Nou, ons eerste vraag kom van 'n baie interessante vraagsteller. Donald Trump uit Washington, VSA. Nou, meneer president, ek wonder of dit werklik jy is wat vir ons skryf en of hierdie vraagsteller miskien onder 'n vals naam of 'n verskuilde naam skryf. In elk geval, hier is die vraag dan nou van Donald Trump uit Washington, VSA. Is there a divide in the community on elections between left and right, or are the vast majority of Oranians conservative? Wel, natuurlik stem nie almal in Orania oor alles saam nie. As jy 'n plek vind waar almal oor alles saamstem, dan het jy 'n kultus gevind. Politiek is politiek, en waar jy mense kry, daar sal jy politiek kry. Orania se politiek lyk egter anders as die gefragmenteerde partypolitiek van Suid-Afrika en die ekstreme links en regse politiek van die VSA. In Orania bou ons saam aan vryheid, maar verskil soms oor watter baksteen ons volgende bou. Ons het ons eie verkiesings met ons eie mense. Nie groot politieke partye wat hulle verteenwoordig en waar agter hulle kan skuil nie, maar doodgewone mense. Hier kan jy polities van iemand verskil en steeds Sondag by die kerk om in die oë kyk en 'n stywe handdruk gee. Hier is dus beslis verskille in strategie en prioriteite, maar die einddoel vir elke Oranier is dieselfde: vryheid. Om die tweede deel van jou vraag te beantwoord, ja, Oraniërs is oorwegend konservatief. Ons is eintlik behoudend. Ons beskerm ons kultuur, geloof en ons tradisies, ons taal en alles wat ons Afrikaners maak. Dit is omdat ons 'n homogene gemeenskap is, dat ons so goed met mekaar oor die weg kan kom, selfs al voel dit soms nie so nie. My een sin antwoord op hierdie vraag: Orania se politiek is nie MK, ANC, EFF, DA en sovoorts politiek nie. Dit is politiek wat vir ons eie toekoms saak maak. Hannes uit Pretoria, lewer Temu in Orania af. Wel, ja Hannes, maar net as jy by Temu bestel. Daar is verskillende koerierdienste wat in Orania aflaai en oplaai. Baie Oraniërs maak van hierdie dienste gebruik. Nie net om produkte aanlyn te koop nie, maar ook om produkte aanlyn te verkoop. Onthou, hier wil ons 'n gevestigde, lewendige ekonomie maak. Een wat gemaklik kan invoer en kan uitvoer. Dit is dus belangrik, is 'n belangrike element van gemeenskapsbou. Dan is daar ook al Oraniërs gewees wat hul eie koerierdienste na omliggende gebiede op die been gebring het. My een sin antwoord op hierdie vraag is, ja. Mag ek vra wat sal gebeur as artikel 235 en artikel 25 geskrap word? Wat word dan van Orania? Nou, die twee artikels van hierdie vraag, naamlik artikel 235 en artikel 25, verwys na selfbeskikking vir kulture en grondonteiening in Suid-Afrika onderskeidelik. So die vraag vra dan eintlik, wat as selfbeskikking geskrap word en grondonteiening sonder vergoeding word wettig? Wat word dan van Orania? Nou kom ek beantwoord jou vraag so. Wette skep nie die realiteit van die omgewing nie. Die realiteit van die omgewing skep die wette. Kom ek gee jou 'n voorbeeld. In Suid-Afrika is dit 'n basiese mensereg om toegang tot skoon drinkwater te hê. Dink jy omdat dit 'n wet is, het almal toegang tot drinkwater? Dit maak glad nie saak wat die wette sê nie, as die realiteit anders is, maak dit nie saak wat in die wetboekie geskryf staan nie. So kom ons vat Orania. Ons bestaan, ons is hier. Nie net Orania nie, maar Afrikaners. As Afrikaners gaan ons mos natuurlik organiseer. Wat is Afrikaners sonder Afrikaanse skole, Afrikaanse besighede en Afrikaanse instellings of gemeenskappe? So omdat ons as Afrikaners bestaan, gaan ons natuurlik hierdie dinge oprig. Gaan ons ophou as die wet vir ons sê ons mag nie? As die wet sê ons mag nie meer Afrikaner skole bou nie, beteken dit dan ewe skielik dat daardie realiteit verander? Omdat die wet sê Afrikaner skole mag nie gebou word nie, bestaan dit nie meer nie. Dis nie meer 'n ding nie, dis eenvoudig net weg. Nee,
Ons het 'n reg om te bestaan en daardie reg kom van God af en niemand anders nie. Hy het ons geskape en hy het ons geskape met 'n doel. Ongeag watter mense watter wette ook al maak, ons mag bestaan. So as artikel 235 geskraap word, wat ek baie sterk oor twyfel oor of dit gaan gebeur, dan gaan ons eenvoudig net voort. Dit sal wel vir ons baie sleg wees om hierdie artikels te verloor en daarom moet sulke aansprake op elke front teengestaan word. Hierdie is wette wat ons regte bevestig en vir ons erkenning gee. Ons kan nie toelaat dat dit net verdwyn nie. Daarom staan Orania op en maak aanspraak op ons reg om te bestaan. Maar as hulle werklik Orania wil vernietig, dan gaan hulle dit met stootskrapers moet doen. En wie is dan aan die verkeerde kant van geskiedenis? My eensin antwoord, ons sal aanhou bou aan dit wat reg is met ons vertroue op die Here. Gary uit Durban. I know the relationship between Oranians and the modern South African state is complicated, but will Oranians be watching and supporting Bafana Bafana in the World Cup this summer? Nou, ek wil vir jou sê dat elke Oranier eintlik maar vir homself op hierdie vraag moet antwoord. Maar ek dink die eerliker antwoord is heel waarskynlik nee. Afrikaners is oor die algemeen nie groot sokker aanhangers nie. Ek sien gereeld Afrikaners op rugby paviljoene of langs die cricketveld, maar ek sien nie so baie wat sokker kyk nie. So ek is nie heeltemal seker nie. Miskien is dit 'n kultuurverskil. Die Amerikaners hou nou weer van Amerikaanse voetbal eerder as rugby. My eensin antwoord is ek twyfel, maar kom ons kyk. Hierdie is 'n voorstel. Miskien moet julle 'n stuk skryf om al die jaloerse liegstories in die nek te slaan. En dis dalk nie 'n slegte idee nie. Wat van 'n lysie van top 10 Orania mites en skerp antwoorde daarvoor? Want party van die stories wat op die internet sweef, klink amper so stadslegendes, wat elke keer net 'n bietjie groter word of 'n nuwe stertjie aangelas word. Soos die een dat daar net 'n klomp ryk mense in Orania bly. Nou, as dit waar was, dan sou elke bouprojek heel waarskynlik soos 'n luukse vakansieoord gelyk het, wat net uit die grond uit opskiet. Ag, hier sou wonderlike luukse dinge gewees het, en mense sou met sulke lang, slap karre oral rondgery het. As hier net 'n klomp ryk mense was, dan sou die huise en geboue gelyk het soos die van die rykste buurte van Pretoria en Kaapstad. Maar enigiemand wat regtig kyk, sien iets anders. Mense wat self plan maak, self bou, self herstel en self uitbrei. Dit is nie 'n plek van silwer lepels nie, dit is 'n plek waar moue opgerol word. Niemand hier wil in 'n ryk mensbuurt bly nie. Daarvoor is al genoeg opsies elders. Hier wil ons kom bou aan vryheid. Die waarheid trek gewoonlik minder aandag as stories en dalk is dit juis waarom hierdie kommentare meer gewild raak. Dis nie 'n sprokie van rykdom nie, maar 'n werklikheid van gewone mense met gewone beroepe. Onderwysers, ambagsmanne, tegnisi, entrepreneurs, kelners, diensleweraars, dominees, ouers wat hul kinders grootmaak en mense wat elke dag hul deel doen om 'n gemeenskap aan die gang te hou. Nie mense wat wag vir wonderwerke nie, maar mense wat self probeer werk maak met dit wat hulle het. Wat is die vreemdste liegstorie wat jy al oor Orania gehoor het? My eensin antwoord op hierdie voorstel, daar is baie stories oor Orania, dit is ons elkeen se werk om feite van fiksie te skei. Ons laaste vraag, hoeveel kinders is tans in die skool en as hulle hul skoolloopbaan voltooi, trek hulle weg na stede op soek na ander geleenthede of bly hulle in Orania en werk daar? Tussen Orania se twee privaat skole, Volkskool Orania en Orania CVO skool, is daar al meer as 700 leerlinge. Dit is ook 'n kombinasie van leerlinge wat in Orania bly, leerlinge wat in koshuise bly of van buurdorpe af ingery word, of selfs leerlinge wat aanlyn van elders af hier skool gaan. Dan is hier ook nog Bokeroo opleiding, Orania se eie tersiêre opleidingsinstelling, waar nog meer as 250 jong mense studeer. Hier is dus hope jong energie in Orania. Nou, Christelike Afrikaner opvoeding is vir ons baie belangrik in Orania. Kinders moenie net toegerus word vir die toekoms na skool nie, maar ook met selfvertroue in hul identiteit, as individuele mense, maar ook as Afrikaners deel van 'n groter volk. Die kinders van Orania weet waar hulle vandaan kom, wie hulle is en waarheen hulle op pad is. Daar is verskeie Orania skooliere wat na skool buite Orania by 'n universiteit of 'n college, instituut of 'n ander instelling verder gaan studeer. Sommiges vind ook werk by ander plekke. Baie bly egter in Orania, wees dit om verder by Bokeroo opleiding te studeer of om hier te werk. 'n Tendens wat ons ook al hoe meer opmerk is jong mense wat 'n bietjie wil wegbeweeg om die wêreld te verken, uit die ou huis uit te kom vir 'n ruk en elders te gaan vertoef, maar wat dan na 'n klompie jare weer terugkom om eindelik in Orania te kom vestig, 'n gesin hier te begin en 'n vaste werk te kry. My eensin antwoord, sommige kinders trek weg, ander bly weer hier en verskeie kom weer terug. Dankie vir julle vrae vir hierdie episode van Vra jou vraag. As iets jou laat wonder het, of as jy 'n nuwe vraag het, stuur dit gerus na die skakel in die eerste kommentaar van hierdie video. Kom ons elke nou en dan by mekaar oor 'n lekker koppie koffie en vrae en antwoorde oor Orania. Tot wederziens.